Baie goeiemôre aan elkeen van u. Dit is weer 'n voorreg om hier te wees, saam met julle almal om die Here vandag te ontmoet hier in die erediens. En so ook aangenaam om u almal hier te sien. Ons begin hierdie erediens, hierdie aanbidding van die Here in sy naam met die volgende woorde wat God self vir ons, vir sy volk, sy kerk sê. Hoe kan ek jou oorgee, o Efraim, jou prys gee, o Israel? Hoe kan ek jou maak soos Atma, jou gelykstel met Seboim? My hart is omgekeer in my, tegelykertyd is my medelyde opgewek. Ek sal my toorngloed nie laat geld nie. Ek sal Efraim nie weer te gronde rig nie, want ek is God en nie 'n mens nie, die heilige in jou midde, en ek sal nie kom in grimmigheid nie. Amen. Geliefdes, ontvang nou die lieflike seën van die Here, die genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees is met elkeen van ons. Amen. En kom ons sing nou tot lof van die Here, Psalm 45. Psalm 45 en ons sing daarvan vers 1, 9, 10 en 16. 1, 9, 10 en 16, hierdie psalm gaan oor 'n koning wat trou met 'n bruid. Ons weet nie watter koning dit in antieke Israel spesifiek was en wie die bruid was nie, maar jy kan ook hierdie psalm dan 'n simboliese vervulling daarvan sien in die huwelik tussen Christus en sy bruid, Christus en die kerk. En dit is ook belangrik, in die preek staan ons stil by die sonde van egbreuk, en het is belangrik dat ons moet sien, wat is die teenkant van dit, die mooi, die pragt van 'n huwelik wat heenwys na Christus en sy bruid. So kom ons sing vers 1, 9, 10 en 16 van Psalm 45 en daarna kan u weer gaan sit. Dit is 'n warm dag, so julle is welkom daar die vensters oop te maak dat 'n liggie kan deurtrek.
En dan gaan ons nou blaai na Exodus 20, waaruit ons die wet van die Here gaan lees. Dis die 10 gebooie, ons ken dit baie goed. Vanoggend wil ek spesifiek hê ons moet fokus op die 7de gebod. Die een wat sê, jy mag nie egbreek pleeg nie. Soos ek reeds genoem het, gaan ons in die preek daarby stil staan. Ons is mos besig om te werk deur 'n klompie spreuke of 'n klompie gedeeltes uit Spreuke. En een van die gedagtes wat 'n paar keer na vore kom in Spreuke gaan juis oor egbreek. En waarom dit so 'n dwaase sonde is. Dit is waarby ons gaan stil staan as ons net nou gaan lees uit Spreuke 7. En daarom, as ons dit hier nou lees, is nie 'n gemaklike onderwerp nie, maar dit is ook 'n belangrike onderwerp. En as ons hoor wat die Here Jesus in die Nuwe Testament sê van iemand wat in sy hart egbreek pleeg, dan is dit ook nodig dat elkeen van ons weer vandag na die Here toe kom en ons skuld bely. Kom ons lees Exodus 20, ons gaan van vers 1 af lees. Hierdie is die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Voor die wet van die Here staan elke mens op hierdie aarde skuldig. Die wet verdoem ons om God se straf op die sonde te dra. Sy straf op die sonde is die dood, doodstraf, die ewige dood, die hel. En daarom, omdat ons enigste hoop is die genade van die Here wat hy bewys in Jesus Christus, daarom laat ons nou ons skuld bely, ons toevlug tot die Here neem met 'n psalm wat ons nou gaan sing, Psalm 51, psalm van iemand wat egbreek gepleeg het, die psalm van koning Dawid na sy sonde met Batsheba, sy skuldbelydenis. Kom ons sing dit almal saam, Psalm 51 vers 1 en 4, en ons sing dit sittende, Psalm 51 vers 1 en 4, en ons doen ons skuldbelydenis sittende.
In die Nuwe Testament, in Johannes 8, bring 'n klomp Jode 'n vrou na die Here Jesus, 'n vrou wat in die daad van egbreuk betrap is. Hulle bring haar na hom toe en vra vir hom 'n strikvraag. Wat moet ons met hierdie vrou doen? Die wet van Moses, die Ou Testament, het gesê hierdie vrou moet doodgemaak word, want egbreuk verdien die doodstraf. Maar die Romeine het gesê, die Jode mag nie self iemand doodmaak nie. As Jesus sê die vrou moet doodgemaak word, kom hy in moeilikheid by die Romeine. As hy sê sy moet nie doodgemaak word nie, kom hy in moeilikheid by die Bybel. Wat sal hy sê? Jesus skryf dan op die grond. Niemand weet wat hy skryf nie. En hy sê vir die Jode, laat die een wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. Een vir een, van die oudste na die jongste, begin die Jode dan om weg te stap. Elkeen van hulle weet dat hulle nie sonder sonde is nie, dat hulle ook nie sonder hierdie sonde is nie. En lees ons in Johannes 8 vers 10 en 11. Toe Jesus hom oprig en niemand sien, behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Die wonderlike boodskap van die evangelie is dat God al ons sondes, ook die sonde van egbreuk, vergewe, as ons net ons toevlug neem tot die kruis van die Here Jesus Christus. Maar vir hulle wat in die sonde volhard, die sonde van egbreuk volhard, verkondig God se woord sy oordeel. Amen. Ons gaan nou ons geloof bely. Hierdie geloof waardeur die Here ons red, met die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. U kan daarvoor staan. Dan staan ons nou voor die Here, en ons bely ons geloof in hom, met hierdie woorde. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Laat ons nou saam sing oor ons geloof in die vergewing van sondes. Ons sing gesang 70 vers 1 en 2. Gesang 70 vers 1 en 2 en vers 2 sing ons Jesus, al is ons ontrou, u bly altyd deur getrou. Dit is die wonderlike nuus van die evangelie, dat al is ons ontrou, ook in ons huwelik teenoor die Here Jesus, dat hy die bruidegom is wat altyd trou bly teenoor ons. Kom ons sing gesang 70 vers 1 en vers 2 en daarna kan u gaan sit. Om
En ons blaai nou na Spreuke hoofstuk 7. Spreuke 7. Ons gaan die hele hoofstuk lees. En ons gaan ook by die hele hoofstuk stil staan, die preek. Ons het nou al by verskeie onderwerpe stilgestaan uit Spreuke. Ons het gehoor van wysheid, ons het gehoor van sonde van luiheid, ons het gehoor van kommunikasie, hoe 'n mens op 'n Bybelse manier moet kommunikeer. En ons het ook al gehoor van rykdom en armoede, hoe ons moet omgaan met ons geld. En die laaste paar preke dan uit Spreuke, of ten minste die volgende paar gaan nou oor spesifieke sondes gaan. Spesifieke onderwerpe kan jy sê wat raak aan sonde. So vandag is die sonde van egbreuk. Spreuke het baie daaroor te sê. En 'n mens kan nie 'n paar preke uit Spreuke doen sonder om by hierdie onderwerp uit te kom nie. Ons gaan hierby stil staan en dan in die toekoms gaan ons ook nog 'n preek doen oor drank. Spreuke het ook baie daaroor te sê en dan sal ons, as die Here wil, afsluit daarna deur te kyk wat Spreuke sê oor die waarde van wysheid. Maar goed, vandag staan ons stil by Spreuke 7. Dit is 'n lang uitgebreide bespreking, nie net van die feit dat egbreuk verkeerd is nie, maar dit wys ook uit hoe dwaas en verwoestend dit is. Die tema vir die preek is wysheid ontmasker seksuele sonde. Wysheid ontmasker seksuele sonde. Deur die bril van wysheid kan jy seksuele sonde sien vir wat dit is. Voor ons die woord van die Here lees, kom ons nader hom eers in gebed. O Here, onse God, heilige God, hier is ons voor U, ons is sondaars, ons doen verkeerde dinge, elke dag, ons dink verkeerde gedagtes, ons laat verkeerde begeertes in ons harte floreer. Maar is niemand hier van ons wat kan sê ons is sonder sonde nie. Daar is niemand van ons hier wat 'n klip kan gooi na die vrou wat egbreuk gepleeg het nie. Elkeen van ons is skuldig. Elkeen van ons verdien U oordeel, die dood, die hel. Maar ons het nou ons skuld bely en ons dank U, o Here, ja, dankie dat U ons skuld vergewe. Dat U genadig is. Dat U ons die krag gee om met sonde te breek. Dat U ons die krag gee om ook met die sonde van seksuele onreinheid te breek. Ons bid nou vandag vir daardie krag, ook vir daardie wysheid, om hierdie sonde te sien vir dit wat dit is. Maak ons oë oop, o Here, maak ons oë oop deur die wysheid van U woord, om te sien wat die waarheid is oor seksuele sonde. Gaan met elkeen van ons nou, help ons om selfondersoek te doen daar waar dit nodig is. Bemoedig ons ook, o Here, bemoedig ons vandag deur die evangelie. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Kom ons lees nou Spreuke 7 van vers 1. Hierdie is die woord van die Here. My seun, onderhou my woorde en bewaar my gebooie by jou. Onderhou my gebooie, dan sal jy lewe en my onderwysing soos jou oogappel. Bind hulle aan jou vingers, skryf hulle op die tafel van jou hart. Sê aan die wysheid, jy is my suster, en noem die verstand jou vertroueling, sodat hulle jou kan bewaar vir die vreemde vrou, vir die ontugtige wat met haar woorde vlei. Want ek het deur die venster van my huis, deur my tralievenster uitgekyk, en ek het onder die eenvoudiges gesien, onder die jong mense 'n verstandelose jong man opgemerk, wat op die straat verbygaan naby haar hoek, en in die rigting van haar huis stap, in die skemer, in die aand van die dag, in die middel van die nag en die donker. En kyk, daar kom 'n vrou om tegemoet soos 'n hoer aangetrek en lustig van hart.
Sy is onrustig en losbandig. Haar voete kan nie in haar huis bly nie, nou buitekant, dan weer op die pleine, en sy staan by elke hoek en loer. En sy het hom gegryp en hom gesoen, met 'n onbeskaamde gesig vir hom gesê, ek moes dankoffers bring, vandag het ek my geloftes betaal. Daarom het ek uitgegaan om jou te ontmoet, om jou aangesig te soek, en ek het jou gekry. Ek het my bed met dekens opgemaak, met bondspreie van Egiptiese linne. Ek het my bed besprinkel met mirre, aloe en kaneel. Kom, laat ons dronk word van liefde, tot die môre toe. Laat ons mekaar vrolik maak in welluste. Want die man is nie tuis nie, hy het ver weg op reis gegaan. Die geldbeurs het hy met hom saamgeneem. Teen die dag van volmaan sal hy eers tuis kom. Sy het hom verlei deur haar baie mooi praatjies. Deur die gladheid van haar lippe het sy hom verlok. Hy loop skielik agter haar aan soos 'n bees wat na die slagpaal gaan, en soos voetboeie wat dien tot tugtiging van die sot, totdat die pyl sy lewer splits, soos 'n voël haastig na die vangnet vlieg, sonder om te weet dat dit ten koste van sy lewe is. Hoor dan nou na my, seuns, en luister na die woorde van my mond. Laat jou hart nie afwyk na haar weë nie, dwaal nie rond op haar paaie nie, want baie is die gesneuweldes wat sy laat val het, en talryk almal wat deur haar vermoor is. Haar huis is weë na die doderyk, wat afdaal na die kamers van die dood. So ver lees ons uit die woord van die Here. Geliefde gemeente van ons, Here Jesus Christus, enige ouer sal weet dat daar 'n tyd kom in jou ouerskap wat jy die gesprek moet hê. Die gesprek met jou kinders. Waarskynlik een vir een, jou seuns en jou dogters apart, gaan jy die gesprek hê. Noem dit nou maar die gesprek oor die blommetjies en die bytjies. Die gesprek oor seksuele omgang. Die gesprek waar jy verduidelik wat dit is, wat die beste Bybelse weergawe van dit is, en ook wat die gevare en die sondige kant van dit is. Sommige ouers het die gewoonte om die gesprek te lank uit te stel. Dan kom 'n pa dalk by sy seun en hy sê vir hom, seun, dit is tyd dat ons gesels oor seksuele omgang. Reg pa, waarmee kan ek jou help? Of dalk, ander ouers het dalk die geneigtheid om die gesprek so aan te durf, dat hulle heeltyd rondom die onderwerp praat, nie reguit oor die onderwerp praat nie, en dan kan die seun dalk na die tyd sê, ek dink nie ek het geweet waaroor die gesprek gaan nie, ek dink nie my pa het geweet waaroor hy met my gepraat het nie. Goed, nou wanneer die Here hierdie onderwerp aanroer, hier in Spreuke 7, jy het 'n vader en 'n seun, 'n vader, 'n pa wat vir sy seun die gesprek gee, wat vir hom verduidelik van die gevare van seksuele misdryf. Wanneer die Here die onderwerp aanraak, dan doen hy dit betyds, doen dit tydig, en hy is reguit daaroor. Hy draai nie doekies om nie, hy vermy nie die onderwerp nie, hy is baie duidelik, hier is dit wat dit is, en hier is die gevare daarvan. Pas op vir hierdie soort vrou, pas op vir hierdie een wat hierdie dinge vir jou gaan sê, en weet daar wat die gevolg van dit gaan wees. Weet waarop dit sal uitdraai. Wysheid ontmasker seksuele sonde. Wysheid ontmasker seksuele sonde. Dit is wat jy hier moet raak sien. As jy wysheid gaan gebruik, die wysheid van die Bybel, die wysheid van God die Vader, dan sal jy kyk en jy sal sien, soos daardie pa kyk en hy sien 'n seun wat besig is om dwaas op te tree, dan sal ons kyk en sien wat die dwaasheid is van seksuele sonde. Wysheid ontmasker seksuele sonde. Seksuele omgang is nie 'n slegte ding nie. Die Bybel is baie positief daaroor. Gaan lees die boek Hooglied. Dit is nie iets waaroor ons moet skaam wees nie. Dit is nie iets wat Christene moet sê. Dit is altyd 'n slegte ding nie. Mense praat soms so asof dit 'n noodsaaklike boosheid is of eintlik net iets is wat as jy regtig heilig gaan wees, dan gaan jy nooit getroud wees nie. Dit is glad nie die geval nie. Die Bybel sê vir ons dat dit 'n gawe is van God af. Dit is 'n pragtige ding, maar ons almal weet dat die mooiste parels soms die vuilste gesmeer kan word. En dan ook hierdie pragtige geskenk wat die Here vir ons gee, wanneer dit verdraai word, wanneer dit sonde word, wanneer Satan deur sy boosheid dit vat en dit boos maak, is dit ook 'n baie groot boosheid. Dit is baie gevaarlik. En daarom het ons nodig om dit te sien vir wat dit is, om te sien wat die gevare is van seksuele sonde. Nou wat beteken seksuele sonde? Dit gaan oor enigiets wat teen God se ontwerp vir dit ingaan, enigiets wat teen God se ontwerp vir seksuele omgang ingaan. Sluit dinge in soos seksuele omgang buite die huwelik, seksuele omgang voordat jy getroud is, homoseksualiteit, transgenderisme, masturbasie, pornografie, enigiets wat teen God se ontwerp vir
daardie seksuele omgang ingaan, dit is wat seksuele sonde is. Wysheid ontmasker seksuele sonde. Dit is wat ons hier moet raak sien. Ons gaan stil by 4 dinge wat jy kan sien in daardie storie wat die pa vertel. Ons gaan kyk na daardie storie wat die pa in hierdie gedeelte vertel en ons gaan by 4 dinge daar stil staan wat vir jou wys om seksuele sonde reg te verstaan. Eerstens die jong domkop, tweedens die geslepe verleidster, derdens die strategiese aanval en vierdens die koue moord. So die eerste ding wat ons hier moet raak sien in daardie storie wat die pa vertel is die jong domkop. Hy is die eerste karakter waarvan jy hoor. So hoor wat ons daar lees in Spreuke 7 vers 6 tot 7. Hoor net wat die pa vir die seun sê. Want ek het deur die venster van my huis, deur my tralievenster uitgekyk, en ek het onder die eenvoudiges gesien, onder die jong mense, 'n verstandelose jong man opgemerk. So hoor hoe word hy beskryf? Hy is verstandeloos. Die Hebreë sê sonder hart, verstandeloos. Een van die kommentare beskryf hom as 'n, is nou in Engels, 'n gullible dimwit. Dis 'n teologiese term. Gullible dimwit. Jy kan sê in Afrikaans 'n liggelowige domkop. Uiters dwaas, uiters dom. Hy is verstandeloos. Hy is 'n maklike prooi, 'n sagte teiken vir die versoekings wat Satan oor sy pad kan bring. 'n liggelowige domkop, maklik manipuleerbaar, sal maklik agter 'n mooi meisie aanloop, sal maklik om die bos gelei kan word. Hy het dalk beginsels, maar hy is glo nie te hard in hulle nie. Hy het dalk waardes, maar wanneer dit nou regtig kom op 'n punt waar hy moet kies tussen waardes en aardse plesier, dan gaan hy altyd sy waardes opoffer. Ons wêreld hou van sulke mans en vroue. Ons wêreld hou van sulke mense. Ons wêreld hou van sulke jong manne wat nie eintlik te hard in hulle beginsels glo nie, wat liggelowige domkoppe is, wat jy maklik om jou pinkie kan draai. Ons wêreld hou van sulke mans wat maklik versoek kan word. Kyk net 'n bietjie byvoorbeeld, val dit u nie ook soms op dat daar soveel advertensies deesdae geweldig suggestief is? Waarom is dit so? Waarom is dit so dat die advertensies wat 'n mens kry langs die snelweg, die advertensies wat jy kry op TV, alles van dit is so suggestief. Waarom is dit? Wel, die besigheid agter daardie advertensie maak daarop staat dat jy 'n liggelowige domkop is. Dat jy maklik gemanipuleer kan word. Dat jy die produk gaan koop net omdat die dame op die foto min klere aangehad het. Hulle maak daarop staat dat jy so maklik gemanipuleer kan word. Jy het waardes, maar is nie so belangrik nie. Jy sal dit maklik opoffer wanneer jy 'n meisie sien wat mooi glimlag. Ons wêreld is vol daarvan. Ons wêreld hou van sulke soort mense, liggelowige domkoppe. En ons moet dan juis nie so wees nie. As die wêreld wil hê jy moet liggelowig en 'n domkop wees die teenoorgestelde. Wees wys, moenie maklik val nie. Moenie 'n sagte teiken wees nie. Moenie 'n sagte teiken wees nie. Moenie liggelowig en dom wees nie. Hoor hoe word hierdie jong man dan verder beskryf in vers 8 en 9? Hoor hoe word hy beskryf? So die pa sê hy het hom gesien wat op die straat verbygaan naby haar hoek en in die rigting van haar huis stap in die skemer, in die aand van die dag, in die middel van die nag en die donker. Hier sien jy hoekom hy so verstandeloos is, hoekom hy dom is. Want wat doen hy? Hy stap na die gevaar toe. En dit is eintlik 'n gevaar wat jy veronderstel is om te probeer ontvlug. Jy moet nie na daardie gevaar toe stap nie. Hy is soos 'n vlieg wat rondvlieg en dan vlieg hy doelbewus na die spinnerak toe. Hy is soos 'n wildsbok wat gaan wy naby aan die lêplek van die leeu's. Hy vlieg na die gevaar toe, 'n gevaar wat hy eintlik moet probeer ontduik, vermy. En daarom is hy dom. Hy is besig om met vuur te speel. Dit word beskryf, hy is in die verkeerde deel van die dorp op die verkeerde tyd van die dag. Ons almal ken daardie deel van die dorp, nie waar nie? Ouers sal vir hulle kinders sê, moenie in die aand alleen by hierdie plek verbygaan nie. Moenie so intoe gaan nie. Moenie alleen hier gevang word nie. Gevaarlike mense bly hier. Moenie hier wees nie. En hy sê, jy weet, ek gaan sommer so intoe gaan. In die aandskemering, in die middel van die nag, wanneer dit donker is, dan kom hy by die huis van hierdie vrou waar hy eintlik moet weet, jy is nie veronderstel om hier te wees nie. Nou ons teks sê nie dat hy doelbewus op soek was na buiteegtelike seksuele omgang nie. Maar so dit is nie sy sonde nie. Hy kan waarskynlik 'n dosyn verskillende verskonings uitdink vir waarom hy daardie tyd van die aand daar moet wees. Hy's nie op soek na dit nie.
Maar sy sonde, sy fout, is dat hy 'n sagte teiken daarvoor is. Hy is dom. 'n liggelowige domkop. Hy vermy nie die gevaar nie, inteendeel deur sy dwaasheid stap hy oop oë in die lokval in. 'n liggelowige domkop. Nou wat van ons? Watter soort Christene is ons? Is ons dalk ook sagte teikens vir seksuele strikke? Beweeg ons ook dalk op die verkeerde ure tussen die verkeerde huise? Is ons dalk op die verkeerde tye van die dag besig om te blaai in die verkeerde tydskrifte en die verkeerde webblaaie? Dalk is jy nie opsetlik op soek na seksuele sonde nie, maar doen ons genoeg moeite om dit te vermy? Is ons wys genoeg om te sê, hierdie tyd moet ek eerder nie hiermee besig wees nie. Vermy daardie deel van die dorp, vermy daardie webblaaie, vermy daardie sosiale media plasings, vermy daardie plekke. Ons moet nooit dink, geliefdes, ons moet nooit dink dat ons te sterk is om te val nie. Die sterkste man in die Bybel, Samson, het geval vir seksuele sonde. Ons moet nooit dink dat ons te wys is om te val nie. Die wysste man in die Bybel, Salomo, het geval vir seksuele sonde. Ons moet nooit dink dat ons te dapper is om te val nie. Die dapperste man in die Bybel, Dawid, het geval vir seksuele sonde. En as hulle kan val, kan ek ook en jy ook. Ons moet nooit dink dat ons daar kan kom en net sterk genoeg wees om te staan waar soveel ander geval het nie. Vermy daardie deel van die dorp, vermy daardie webblad, vermy daardie tydskrif. Dit is die eerste ding wat ons hier moet raak sien wanneer dit gaan oor die skynbare slagoffer, alhoewel hy nie 'n slagoffer is nie. Hierdie jong man, hy is nie op soek na seksuele omgang nie, maar hy doen nie genoeg moeite om dit te vermy nie. Hy is maklik manipuleerbaar, 'n sagte teiken, hy is 'n liggelowige domkop. Maar die tweede karakter wat dan in die prentjie verskyn, is die geslepe verleidster. Die geslepe verleidster. Ons lees in vers 10 tot 12. En kyk, daar kom 'n vrou om tegemoet soos 'n hoer aangetrek en lustig van hart. Sy is onrustig en losbandig. Haar voete kan nie in haar huis bly nie. Nou buitekant, dan weer op die pleine. En sy staan by elke hoek en loer. Hierdie vrou word op 'n paar maniere beskryf. Die eerste ding wat jy van haar hoor, wat jy eintlik opval, die eerste ding wat jy van haar hoor, is hoe sy aangetrek is. Sy is aangetrek soos 'n hoer. Dis die woord wat daar gebruik word, soos 'n prostituut. Nou verduidelik die Bybel nie vir ons wat dit beteken nie, maar 'n mens kan nou self 'n bietjie indink. Dit beteken waarskynlik dat sy nie genoeg klere aangehad het nie. Sy wys wat sy te koop aanbied. Sy trek nie op 'n manier aan wat ander mans daarvan bewaar om verkeerde gedagtes te dink. Sy is aangetrek, kan jy sê, op 'n manier waar sy daarop uit is om al die mans in die omgewing te verlei. Die Here Jesus sê in Matteus 5 vers 28 dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het, en hierdie vrou is daarop uit dat mans net deur na haar te kyk reeds skuldig moet wees aan egbreek in hulle hart. En soms sal mense beswaar aanteken op hierdie punt. Hulle sal sê, as ek op 'n manier aantrek wat jou verkeerde gedagtes laat kry, dan is dit jou probleem, nie myne nie. Wat is die waarheid? Dit is ons altyd se probleem. Dit is ons altyd se probleem. As jy 'n vriend het wat kokend woedend is, en jy gee vir hom 'n gelaaide geweer, en hy gaan skiet iemand anders met daardie geweer, dan is dit julle altyd se probleem. Nie net syne nie. Of om dit te sê, soos Salomo dit hier sê, as iemand aantrek soos 'n hoer en ander mense dink hoererende gedagtes, is dit altyd se probleem. Almal van ons is beide verantwoordelik vir dit wat ons dink en hoe ons aantrek. Beteken nie dat mans of dames nou moet swart sakke dra nie. Ons mag mooi aantrek, ons mag onsself op 'n mooi manier versier, maar ons almal weet daar is 'n verskil tussen mooi klere en die kleredrag wat hierdie vrou dra. Ons almal weet daar is 'n verskil tussen mooi kleredrag en die kleredrag wat hierdie vrou dra. Sy is daarop uit om hierdie man te verlei, ook in haar kleredrag. Sy wil hê hy moet sien wat hy nie veronderstel is om te sien nie. En die tweede ding wat ons van haar lees daar in vers 10, ons lees sy het 'n lustige hart. 'n Lustige hart. Wat beteken dit? Moenie 'n woord glo wat sy sê nie. Sy het 'n lustige hart. Sy wil heeltyd heuning om jou mond smeer, maar eintlik dryf sy haar eie agenda. Sy gee nie 'n flenter vir jou om nie. As jy haar gaan oorlaat aan haarself, is sy net in dit vir wat sy self daaruit
kan kry. Dit is nie baie keer hoe seksuele sonde ook is nie, geliefdes. Dit gee voor om iets te wees, dit gee voor om heerlik en pragtig en lekker te wees, maar eintlik is die nasmaak altyd bitter, teleurstelling. Dit is nie baie keer hoe seksuele sonde ook is nie. Nou goed, dan die volgende ding wat ons van haar lees in vers 11, ons lees sy is onrustig en losbandig. Jy kan dit ook vertaal, sy is lawaaiig en rebellieus. Wat ook al mense nou daaruit kan aflei, sy praat baie, dalk lag sy, vervuil grappe, sy is lawaaiig. Jy kan haar van ver af hoor, soos sy besig is om te praat en besig is om mans om die bos te probeer lei. Sy versier nie die verborge mens met 'n sagmoedige en 'n stille gees wat baie kosbaar is voor God, soos 1 Petrus 3 vers 4 dit noem nie. Sy praat baie, sy praat hard en sy is rebellieus. Dalk sal sy sê, as ek wil rondslaap met al die mans op die dorp, gaan niemand my keer nie. Dit is die tipe ingesteldheid wat sy het. Vers 11 en 12 gaan dan verder, sê, haar voete kan nie in haar huis bly nie. Nou buitekant, dan weer op die pleine en sy staan by elke hoek en loer. Sy is besig. Nou is sy by hierdie huis, nou is sy by daardie huis, nou is sy in die huis, nou is sy op die plein, nou is sy daar, nou is sy daar. En oral waar sy gaan loer sy, kyk sy. Wie is die volgende man wat ek kan kry? Wie is die volgende niks vermoedende prooi wat ek kan gryp? Wie is die volgende een wat sal val voor die strikke wat ek vir hom wil stel? Dit is die tipe mens wat sy is, dit is die tipe vrou wat sy is. Sien u die prentjie? Sien u die persoon? Sien u die karakter? Sy is 'n geslepe verleidster, sy het 'n lustige hart, sy is aangetrek op 'n manier om ander mans te verlei, sy is lawaaiig en opstandig, sy is altyd aan die beweeg op soek na haar volgende slagoffer. Dit hoef nie altyd 'n vrou te wees nie, geliefdes. Dit hoef nie altyd 'n vrou te wees nie. Ons wêreld het 'n hele paar verleidelike vroue en 'n hele paar manipulerende mans. 'n hele paar manipulerende mans. En daarom, almal wat ons hier vanoggend sit, hier is nie net 'n preek vir die mans hier nie. Hier is 'n preek vir elkeen van ons. Elkeen van ons moet versigtig wees vir daardie seksuele versoeking, op watter manier hy ook al na vore kom. En die jong dames hier, julle moet ook vanoggend sit en luister. Daar is mans by die universiteit waar jy wil gaan studeer, daar is mans by die werksplek waarin jy wil gaan, daar is mans in die vriendekringe waarin jy dalk wil beweeg. Daar is mans wat daarop uit is, hulle beweeg rond, hulle kyk, hulle sê, ek wil net luister, ek wil net vir jou omgee, ek is hier altyd vir jou. Skynbaar soveel empatie, soveel simpatie, soveel aanvaarding. Hulle is net daar en hy fluister heeltyd gedagtes in jou oor en dit begin dalk nie so nie, maar voor jy weer kan sien het hy jou om sy pinkie gedraai en jy sy slagoffer. Hy kyk rond, sy oë skiet rond van een dame na die volgende. Wie sal sy volgende slagoffer wees? As die duiwel nie sy versoekings vermom het nie, geliefdes, sou ons nooit daarvoor val nie. As ons seksuele sonde kon sien vir wat dit is, sou ons sien hoe bitter en hoe teleurstellend dit is. En daarom, seksuele sonde is altyd, het 'n masker voor, dit doen voor om iets te wees wat dit nie is nie. Dit sê ek is soet, ek is heerlik, ek is mooi, maar die nasmaak daarvan is altyd sleg. En daarom, ons moet die wysheid hê, geliefde, hê die wysheid, soek die wysheid om seksuele sonde te sien vir wat dit is. Sien raak, dat 'n vark met 'n ring in sy snoet steeds 'n vark is. Sien raak, dat hierdie sonde, al doen dit voor om heerlik te wees, dat dit altyd 'n slegte nasmaak het. Egbreuk is en bly egbreuk. Dit eindig altyd by teleurstelling, dit eindig altyd bitter. Bring ons dan by die derde punt wat ons hier sien, en dit is die aanval, die strategiese aanval. Ons sien dit daarvan vers 13 af, die pa vertel dan vir die seun, vertel hy vir die seun, hoe die vrou nou te werk gaan om die jong man aan te val, om die bos te probeer lei, te versoek. So ons lees in vers 13, sy het hom gegryp en hom gesoen. Ek hoe voor op die waar sy is, dink net daaraan. Hier sien jy dit. Hulle ken mekaar waarskynlik van geen kant af nie, en sy kom aangestap en sy gryp hom sommer, staat arms om sy lyf, arms om sy nek en sy gee vir hom 'n soen. Hoor dan verder. Sy het hom gegryp en hom gesoen, met 'n onbeskaamde gesig vir hom gesê, ek moes dankoffers bring, vandag het ek my geloftes betaal. Daarom het ek uitgegaan om jou te ontmoet, om jou aangesig te soek, en ek het jou gekry. Nou, kommentare verskil daaroor,
Wat presies is hierdie dankoffers? Sommige kommentare sê, dit is heidense dankoffers gewees, wat gebring was aan die gode en die godinne van vrugbaarheid, en daardie dankoffers het ook gepaard gegaan dan met seksuele omgang, en daarom sê sy is op soek na hom, sy is op soek na hom om deel te neem aan hierdie heidense ritueel. Ander kommentare sê weer, die dankoffers verwys na offers wat sy by die tempel gebring het, die tempel van God. Sy het die dankoffers daar gebring, en dan moet jy juis hier die skaamteloosheid raak sien, want dit is asof sy in die oggend in die kerk is en in die aand op straat op soek na 'n man om na haar huis toe te vat. Hoe dit ook al sê, en die raak sien, die aanval wat sy bring, sy gee voor om iets te wees wat sy nie is nie, sy gee voor om godsdienstig te wees. Kyk hier so, ek is so vroom, ek is net op soek na 'n man, ek is so vroom, jy kan my vertrou. Hoe is hy dan om verder verlei deur te speel op sy vleeslike begeertes? Sy vertel vir hom hoe sy haar bed versier het, in vers 16 en 17, ek het my bed met dekens opgemaak, met bontspreie van Egiptiese linne, ek het my bed besprinkel met mirre, aloe en kaneel. Het is moontlik dat sy die waarheid praat. Het is moontlik dat sy spesiaal vir hierdie geleentheid die duurste Egiptiese linne gaan aankoop het, om die bed mooi te maak. Het is moontlik dat sy die duurste, mees eksotiese parfuum van die antieke wêreld gaan kry het, om die bed te laat lekker ruik. Het is ook moontlik dat sy lieg. Dalk is die skynbaar duur Egiptiese linne goedkoop namaaksels uit Palestina. Dalk is die heerlike parfuum maar net gegeurde suikerwater. Dalk is sy besig om jou om die bos te lei, soos seksuele versoekings altyd verleidelik is. Sy maak dan haar voorstel in vers 18. Kom, laat ons dronk word van liefde tot die môre. Laat ons mekaar vrolik maak in welluste. Sy speel op sy begeertes, sy sensuele begeertes. Sy bied vir hom alles aan, sy bied vir hom die wêreld aan. Ek sal alles vir jou gee, ek sal niks terughou nie. Kom net, en sy probeer om te bekoor met haar woorde, met haar voorstel. En dan antisipeer sy, dat hy dalk 'n beswaar kan hê. Die beswaar kan wees, wat as jou man ons gaan sien? Wat as hy ons betrap? Sy antisipeer dat dit sy beswaar sal wees, en dan probeer sy om hom gerus te stel, in vers 19 en 20. Want die man is nie tuis nie, hy het ver weg op reis gegaan. Die geldbeurs het hy met hom saamgeneem. Teen die dag van volmaan sal hy eers tuis kom. Sy ontken nie eers dat sy getroud is nie. Sy probeer nie om vir hom te sê, dit wat ons gaan doen, gaan reg wees nie. Al wat sy sê is, ten minste is dit nie gevaarlik nie. Jy het niks om te vrees nie, my man is ver weg. Kom maar, ons sal die hele aand mekaar se geselskap geniet. Kan jy haar glo? Wie weet? Dalk is dit waar, dalk is die man ver weg op 'n besigheidsreis, dalk kuier hy net by sy vriende. Hoe weet jy dat hy nie later die aand by die huis kan kom, en wat gaan hy dan doen as hy 'n ander man met sy vrou in die bed sien nie? Wat sal sy dan sê? Sal sy dan dalk soos Potifar se vrou sê, o nee, hierdie man probeer om my te verkrag, ek is die slagoffer? Wie weet wat werklik aan die gang is? Dit is alles vrae wat 'n mens moet afvra, maar die jong man aarzel nie eens vir 'n oomblik nie. Die dame het dan geglimlag, sy is so pragtig, hy kan haar vertrou. Sy is net lief vir hom, sy sus hom so met haar woorde sien, geliefde sien, hoe hy 'n liggelowige, manipuleerbare dwaas is. Vir geen oomblik betwyfel hy haar woorde nie, maar hy gaan saam en hy gaan na haar huis toe. Ons moet nie die fout maak om te dink dat hierdie man die slagoffer is nie. Hy is nie 'n slagoffer nie, hy stap willens en wetens in hierdie sonde in. Die hele punt van die hoofstuk is juis om te sê, moenie so dwaas wees nie. Sien dit raak, sien wat aan die gang is, moenie soos hierdie jong man wees nie. Wees verantwoordelik vir dit wat jy besluit. En daarom moet ons ook onsself afvra, watter strategiese, spirituele, seksuele aanvalle is daar in ons lewens? Wat die duiwel oor ons pad bring, wat mense na ons toe bring om ons om die bos te lei, ons te versoek om sonde te doen. Op watter maniere kom die stem van 'n lustige vrou of 'n lustige man en fluister in jou oor? Wat is die beloftes wat hulle maak? Wat is die dinge wat hulle vir jou sê? Hier is dit, geniet dit net. Wat is die manier hoe hulle probeer om jou besware te oorrompel? Sien die aanval, sien dit vir wat dit is. Dit is alles 'n leuen. Bring ons dan by die 4de punt, die koue moord. Die koue moord.
Die pa vertel vir die jong man, hy vertel vir sy seun hoe die jong man gesoog het voor die versoeking in vers 21 tot 23. Sy het hom verlei deur haar baie mooi praatjies. Deur die gladheid van haar lippe het sy hom verlok. Hy loop skielik agter haar aan soos 'n bees wat na die slagpaal gaan en soos voetboeie wat dien tot tugtiging van die sot, totdat die pyl sy lewer splits, soos 'n voël haastig na die vangnet vlieg, sonder om te weet dat dit ten koste van sy lewe is. Sy het hom gelei tot by haar huis, tot by haar kamer, en dan sê die pa in hierdie gedeelte sê, dit was uiteindelik sy dood. Hy het dit nie geweet nie, maar haar kamer was eintlik 'n slagpaal. Dit was die dood. Wat bedoel hy? Hy bedoel, hierdie was die begin van 'n hele lewe van seksuele onreinheid, en daardie lewenspad eindig op die ou end by die dood, by die hel. Hy gebruik 3 beelde om dit vir ons te wys. Die eerste beeld is van 'n bees wat na 'n slagpaal gevat word. Jy het dit sekerlik al gesien, as jy 'n bees aanry na die slagpaal toe, en laai hom op 'n wa, die bees het geen idee waar hy nou op pad is nie, hy staan daar maar, gaan aan met sy lewe, en hy staan rustig en herkou, geniet die oomblik, en dan kom hy by die slagpaal aan, en hy ruik die bloed van die ander beeste wat geslag is, en sy oë word groot, en hy begin bulk, en hy wil ontsnap, maar dit is lankal te laat, daar kom die slagter met sy lang mes aangestap. Op dieselfde manier, hierdie jong man gaan, hy geniet die oomblik, hy gee nie om wat in die toekoms sal gebeur nie. Hy leef in die oomblik, maar hy weet nie dat hy op pad is na die slagpaal, na sy eie dood nie. Die tweede beeld is van voetboeie. Voetboeie, daardie seksuele sonde is soos voetboeie wat dien tot tugtiging van die sot. Met ander woorde, daar kom 'n straf. Jy dink dalk nie daar kom 'n straf nie, maar die straf is opgesluit in die sonde self. Iemand gaan jou heel waarskynlik op 'n stadium betrap. Eers gaan dit sigbaar word, gaan dit openbaar gemaak word. Eers gaan dit na vore kom en daar gaan 'n straf daarin wees. Jy kan dit nie ontduik nie. Daar is nie iets soos 'n effeklose of 'n straflose seksuele oortreding nie. Eers langs die pad sal 'n mens jouself vasloop. En die derde beeld wat hy gebruik is die beeld van 'n voeltjie wat in 'n wip gevang word, in 'n stryk gevang word, in 'n vangnet gevang word. Daardie voeltjie kom net aangevlieg en hy is net op pad na die broodkrummels. Hy geniet dit net, dit is te lekker. Kyk al die broodkrummels wat hier lê. Kyk net hoe lekker proe dit. En hy eet dit en eet dit en eet dit en dan in 'n oomblik val die wip en hy is gevang. En hy vlieg verward rond, maar hy kan nie meer ontsnap nie. Hy sit vas in die stryk. Net so 'n seksuele sonde. 'n Mens gaan daarna om te kyk en dit is lekker. Jy gaan vir die broodkrummels, soos 'n voeltjie wat gaan vir die broodkrummels, maar as jou oë uitvee dan sit jy vas. Vas in 'n stryk, vas in die kettinge van die duiwel, vas in die sonde. In vers 26 tot 27 sê die pa dan: baie is die gesneuweldes wat sy laat val het en talryk almal wat deur haar vermoor is. Haar huis is weë na die doderyk wat afdaal na die kamers van die dood. Seksuele sonde het 'n prys. Die prys is jou lewe, die prys is jou siel. Die prys is die hel. Want dit is wat dit is, die ewige dood, die ware dood, die hel. En ons seksuele skuld maak dat ons die hel verdien. 1 Korintiërs 6 vers 10 sê dat geen hoereerders of egbrekers of wellustelinge of sodomiete die koninkryk van God sal beerwe nie. Seksuele sonde is 'n pad en as jy op daardie pad kom en op daardie pad bly, eindig daardie pad altyd by die dood, die hel. Altyd. Geen uitsondering nie. En daarom, geliefdes, is dit so belangrik dat ons van daardie pad moet afkom. Ons moet van daardie pad afkom. En dit is waarom ons enigste hoop is die kruis van die Here Jesus Christus. Want wat het daar gebeur? Iemand anders het na die slagpaal toe gegaan in my plek. Hy is die lam wat gelei is ter slagting. Hy is die een wat my plek kan inneem. Hy is die een wat my kan verlos. Sy bloed het gevloei. Hy is geslag, hy is gestraf, hy het gesterf, die dood deurgegaan, die lyding van die hel deurgegaan, sodat ek dit kan vryspring, sodat ons dit kan vryspring. Hy is jou enigste hoop. Hy kan jou red deur self jou plek in te neem. Hy kan jou red deur self die prys te betaal, die prys van sy lewe. En hy het dit gedoen. Kom net na hom, kom na hom en word bevry deur hom. Hy kan jou van daardie pad afvat. Die Bybel is vol van dit, geliefdes. Die Bybel is vol van mense wat gesoog het voor seksuele sonde. Dink aan
Rahab, die hoer van Jerigo. Dink aan Dawid, die man wat met Batsheba omgegaan het en daarna vir Uria doodgemaak het sodat hy haar kan neem as sy vrou. Dink aan soveel ander mans in die Bybel. Dink aan Samson wat na Delila toe gaan en val deur haar. Dink aan al die ander seksuele oortreders in die Bybel. Dink aan Juda en Tamar. Dink aan almal van hulle en sien dan dat God die evangelie verkondig aan hulle. Daar is hoop. Daar is hoop in die bloed van die Here Jesus Christus. Draai om. Bekeer jou. Kom van daardie pad af. Die pad eindig by die hel. Moenie op daardie pad bly nie. Kom daarvan af. Neem jou toevlug tot die Here Jesus en hy sal jou red. Ten slotte, God is te lief vir ons om ons te los op 'n pad wat eindig by die hel. Hy kom om ons te waarsku. Hierdie hoofstuk in die Bybel is 'n waarskuwing. Sê, maak jou oë oop, word wys, kyk, sien. Hierdie hoofstuk ontmasker seksuele sonde. Wysheid ontmasker seksuele sonde. As jy al in die struik getrap het, vandag is die dag. Bekeer jou. Kom na die Here. Die bloed van die Here Jesus bedek alle sonde. Ook hierdie sonde. Kom na hom. Soos hy gesê het vir die vrou wat in egbreuk betrap is, sê hy vanoggend vir ons almal, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Amen. Kom ons bid saam. O God, ons staan hier voor U, sondaars, elke een van ons. Ons is skuldig voor U wet, o Here. Ons oortree U gebooie, selfs die 7de gebod, die gebod oor egbreuk, oortree ons ten minste in gedagte op so 'n gereelde basis dat ons is selfs nie eens meer sensitief daarvoor nie. Ons wêreld is so deurdrenk met dit. Ons raak soms gewoond daaraan. Vader, ons bid net dat U genadig sal wees teenoor ons. Was ons in die bloed van Jesus Christus. Vergewe ons ter wille van hom. Die een wat in ons plek na die slagpaal gegaan het. Die een wat in ons plek die dood gesterf het. Die een wat in ons plek die lyding van die hel gedra het. Vergewe ons en verander ons ter wille van hom, ter wille van U seun. Vat ons af van hierdie pad en op die pad wat lei na die lewe. Help ons om U te dien in ons huwelike. Help ons om U te dien ook as jong manne en jong dames wat ook nog nie getroud is nie. Help ons almal, o Here, om U te dien by hierdie baie belangrike onderwerp van geslagtelike gemeenskap. Vergewe ons, o Here, lei ons gemeente. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons sing nou gesang 384. 384, vers 1 tot 4. In vers 2 sing ons van ons verlange na die bruidegom, Jesus Christus, ons huweliksmaat. Verlangend na die bruidegom roep gees en bruid, ja, Here, kom. Dit is waarin ons op pad is, geliefdes, waar ons sonder egbreuk vir altyd en altyd in 'n huwelik kan wees met die Here Jesus Christus. Gesang 384 en ons sing vers 1 tot 4. And
Here ons God stuur ons weg om te gaan leef onder sy seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.